Goeiemôre, dis die NG gemeente Denysville, Sondag 2 Augustus, Kalishiel. Ons lees vanoggend uit Rigters, hoofstuk 6, Rigters 6 vers 1 tot 12 en Rigters 8 vers 22 tot 27. As jy tyd het, lees ook die hele deel van 6, hoofstuk 6 tot die einde van hoofstuk 8. Ek het 'n sêding dat as iemand optree soos 'n ridder op 'n wit perd, dan begin ek my wegmaak vir die gemors wat gaan volg. Is dit waar van Gideon? Hy het nie so begin nie. Die volk het ook nie begin as mense wat dooie afgode aanbid nie. Maar elke keer is dit waar dit eindig. 'n Teruglei, 'n weglei, omdat God minder belangrik gemaak word. En mensgemaakte goed, mensgemaakte uitkomste, groter raak. Daarom moet ek sê, dalk is hierdie verhaal nie so eenvoudig nie. So een aand voor van verlede week, toe kom dit by my op, dat vers 1 kon net sowel gelees het. Die Suid-Afrikaners het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Maar ook dat ek nie sonder meer moet sê, Denysville, Valmarina, het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Want in elke dorp is daar gelowiges wat getrou aan die Here leef. In hierdie verhaal is God die een wat lei, God stuur, God red. Ons sien die Here se geduld met Gideon. Ons sien in Gideon sy geloof dat God hom stuur en dat God die oorwinning gee. Gideon doen soos God hom sê. En dan, skielik, of is dit stelselmatig, maak gelowige Gideon 'n verkeerde keuse. Hy maak 'n efod speeld. Dalk om die mense te herinner aan wat God gedoen het. Maar dit word die begin van nog 'n ronde van die volk se afgodediens. Met al die mooi van Gideon se begin, Jerubbaal, sy naam, hy wat Baal die stryd aan sê, dis wat dit beteken, eindig dit met die man wat die afgod in die middel van die nag afbreek, wat op die einde 'n nuwe afgodsbeeld oprig. Ja, die efod was oorspronklik deel van die priester se linne klere. Met ander woorde, dit was iets gewyd. En mense wat deur God gered is, wil die mens wat deur God gebruik is, tot held en koning maak. Dis hoofstuk 8. Toe die Israeliete tot die Here gebid het en gevra het in hoofstuk 6, help ons, red ons. Die Midianiete maak ons lewens ondraaglik. Toe het God vir hulle hulp gegee, wat ek dink, 'n hulp wat hulle nie gesien kom het nie. God het vir hulle man gestuur, om as profeet aan hulle op te tree, en hierdie profeet het hulle herinner aan alles wat God al vir hulle gedoen het in die verlede. En toe, ewe mooikies, sê hy vir hulle, die Here het julle gesê, julle moet nie ander gode dien nie, maar julle wou nie luister nie. Hoofstuk 6 vers 1 spel dit uit. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. En tog beskuldig Gideon die engel, dat die Here hulle in die steek sou gelaat het, vers 13, 6 vers 13. Was Gideon blind vir die gevolge van die volk se keuses? Soos baie van vandag se mense nog is? Of doof? Alles in die lewe het tog konsekwensies, sonde veral. Sonde is nie net om lelike goed te doen nie, sonde is om God se doel met jou lewe te mis. Die Griekse woord vir sonde is amartia. Dis 'n boogskieterm, om die teiken te mis, om God se doel met jou menswees te mis. In Israel se geval was dit blaatant. Hulle het afgode gedien. Hulle het alles aangevang wat God direk verbied het. God se genade is veel groter as net ek het julle gewaarsku.
Net na die profeet se aankondiging verskyn die engel van die Here onder 'n groot boom in Ofra, by die grond van Joas, die Abieseriet. Hy het gekom vir Gideon. Gideon? Wel, hy het soos al die ander mense die veilige ding gedoen. Hy het weggekruip. Sy werk gedoen wou die Midianiete hom hopelik nie sal kry nie. Die Midianiete was rondtrekkende nomades wat veral in die woestyn gebly het. Maar in die oesseisoen het hulle Israel aangeval en hulle kos en oes gesteel. Hulle was wreed en hulle het die land kaal gestroop. So mens verstaan dan as Gideon weggekruip het. Ek wil nog gesê dat die Midianiete was die nageslag van Abraham en sy tweede vrou Ketura. Erg, né? As jy so oor dit dink. En ek verstaan as Gideon weggekruip het. Maar later toe hy die afgodspaal moes afkap en 'n altaar vir die Here bou, toe doen hy dit in die nag sodat niemand moet weet dis hy nie. Vers 27 sê hy was bang vir sy pa se familie en die stad se mense. Die woord bang kom nogal baie voor in hierdie storie. Ook weer in 7 vers 10. Sy eie siening van homself was: my familie is die armste in Manasse, en van al my pa se kinders het ek die minste aansien. Vers 15, 6:15. Gideon is nie die soort ou wat jy kies as bevelvoerder om die vyand te takel nie. Maar dis juist die man wat God gaan roep om sy volk te red. Die man wat weet hy kan nie gaan, ontdek dat die Here God deur hom dinge doen wat hy nie gedink het is moontlik nie. Die Here doen dit sodat mense kan weet dit is hy, die Here God, wat die wenning gegee het. Die Here is by jou. Tweede punt. Die engel groet Gideon met die Here is by jou, dapper man. Mens, dis nie wat jy kan doen of selfs die potensiaal wat tel nie. Dit is wat God weet hy deur jou kan doen wat tel. Met herhaling word vir Gideon gesê, die Here is by jou. Die Here is by jou, dapper man, sê vers 12. En in vers 16, die Here het hom geantwoord, ek is by jou, en jy sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. Gideon en Moses, en daar was ander ook, het albei goeie verskonings gehad, hoekom hulle nie geskik was om te gaan doen wat die Here vra nie. Maar op die ou einde moes hulle gaan, en hulle moes gehoorsaam. En albei was suksesvol, omdat die Here by hulle was. Die deurslag in hierdie hoofstukke kom uit dit uit. Ek is by jou. God se teenwoordigheid. Dieselfde heilige God wat vandag in jou en my woon. Hy alleen gee die deurslag. Nie mense nie. God. Dit was ook God wat geduldig was met Gideon en sy wolvlesie. Want Gideon wou absoluut seker wees dat dit is wat God wil hê. Hy klaar besef dis 'n engel. Hy wou net seker wees wat hy moes doen. En daarna, toe hy die manskappe moes minne maak, het hy nie weer tekens gevra nie. Hy het net gedoen. Ons laaste punt is die Here gee die oorwinning. Ag, ons ken almal die verhaal. Ons weet hoe Gideon sy soldate moes verminder tot net 300 man, hoe die Here verwarring en paniek in die vyand se kamp gesaai het en hoe hulle mekaar doodgemaak het. Hoe is die wat gevlug is, ingehaal, voorgekeer en verslaan is. Na die Here se groot sukses kom die mense na Gideon toe. En hulle wil van Gideon iemand groots maak. Dit is nogal 'n belangrike vers, dink ek. Die mense wil Gideon ophemel. Vers 22 van hoofstuk 8. Israeliete het vir Gideon gesê, jy moet oor ons regeer. Jy, jou seun en sy nageslag. Jy het ons uit die mag gered van Midian. Kom word ons koning. Dit is hoe mense reageer.
God doen 'n wonderwerk. En die mense vra vir 'n ander mens, kom word ons koning. En dan antwoord Gideon. In sy antwoord kan ons hoor, hy het iets geleer, iets reg verstaan. Kom ek lees die antwoord vers 23 van hoofstuk 8. Maar hy sê vir hulle, ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle. Die Here regeer oor julle. Kom ons stop net eers hier. Dit is 'n groot oomblik. Ek kan nie oor julle regeer nie, ook nie my nageslag nie. Die Here regeer oor julle. Laat dit insink. En dan, in die volgende verse, maak die einste Gideon goud bymekaar om die efodsbeeld te maak. Die man wat as mens gekies is om die volk te help red, stoot die deur oop vir die einste volk se ondergang. Ek en jy leef in ander tye. Maar een ding het dieselfde gebly. God is ons koning. God. Net hy alleen besluit oor jou en my lewe. Ons wil dit ook so hê. God is ook by ons. Iets wat anders dalk as met Gideon. Vandag woon hy deur sy Heilige Gees in elkeen van ons, en hy vul ons met krag en liefde en selfbeheersing, 2 Timoteus 1, wat ons terug oor gepreek het. En volgens Efesiërs 1 is ons ook geseën met al die seëninge van die Gees. Ons liggaam is nou 'n tempel vir die Heilige Gees waarin hy bly. God kan nie nader aan ons wees nie, dit is eintlik maar net ons wat te veel wegkyk van God af. Asof hulp dalk van ander plekke af sal kan kom. En miskien is dit tyd dat ons as gelowiges, ons wat die Here liefhet, ons opnuut self ondersoek voor die Here. Onthou nog die woordjie amartia, om die teiken te mis. Dit is wat sonde is, om God se wil vir jou lewe te mis. Kom ons bid dat God ons sal terugbring, dieper in gehoorsaamheid en dieper in opregte liefde vir hom. En ons medemense in. Kom ons span ons seile en ons wag op die wind wat God sal gee. En terwyl ons wag, sit ons in die windstilte, in die sagte bruisie. En ons fokus op God se teenwoordigheid. En soos die wind sterker waai, span ons ons seile, draai ons lewens so dat God ons in beweging kan bring en hou. Ja, ons voel soos Gideon dalk. Ons voel nie in staat wat God vra nie. Maar die sukses, die uitkomste moet ons onthou, draai om God wat by ons is. God se teenwoordigheid, God wat die knoop deurhak, God wat die oorwinning gee. Die verhaal van Gideon sê dit herhaaldelik, ek is by jou. Kom ons herontdek dit. Dit is God wat die oorwinning gee. God wat geduld gehad het met Gideon en met ons. God regeer oor ons. En dalk moet ons maar begin by bekering. Keer terug na die Here God. Dit is hoekom ons so bid vir herlewing. Dit is hoekom ons saam met die Here van God pleit. Span jou seile. God sal die wind gee. En dan? Dalk dan hoef ek nie vers 1 dan langer anders te lees nie. As Suid-Afrika het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Of selfs die Nysel of Almarina nie. Ons leef uit een waarheid. Die Here is by jou. Hy regeer oor ons. Here, laat dit vir ons so wees. Die diepe besef dat U oor ons lewens regeer. U is vir ons die weg, die waarheid en die lewe, en ons wil dit so hê dat U regeer. Hier is ons lewens vir U. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van sy Heilige Gees is en bly met ons elkeen.
Amen.